Don't be afraid when this sort of things happen, when people scream, people... Now on you on the man as well, ready? More, there he is. Fill him up. There he is. Fill him up. So hierso waarsku Paulus ons. En hy sê vir ons, in die laaste tye gaan daar doktrines van duiwels wees. Mense gaan goed leer wat nie Bybel is nie. Iemand het van hierdie week hierdie video aangestuur van Hillsong in Suid-Afrika wat praktyke doen wat ek nie anders kan beskryf as dit is die okkulte wat vermom word as met Christen terminologie. Nou ons het al baie oor baie van die charismatiese kerke gepraat op hierdie kanaal, klomp van die probleme wat ons het met hulle, maar hier wil ek vir julle vandag wys dat julle self kan sien wat hierdie mense vir mense leer, waar mense betrokke is, en hierdie is so gevaarlik. Hierdie is presies wat in die Bybel ons waarsku. So voordat ons enigstens verder gaan, kom ek vat julle hier na die skrif. En as we gaan kyk in 1 Timotheus 4 vers 1, dan sê het, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So hierso waarsku Paulus ons, en hy sê vir ons, in die laaste tye gaan daar doktrines van duiwels wees. Mense gaan goed leer wat nie Bybel is nie. Mense gaan goed leer wat 'n seducing spirit het. So wat jy moet verstaan is, ons het die Heilige Gees wat in die wêreld is, die Heilige Gees wat in ons lewe, en dan het ons hierdie seducing spirits, hierdie verleidende geeste. Nou die groot ding is wat die Bybel ook vir ons leer in 2 Korintiërs 11, sê dit vir ons in vers 14, ons het daar baie hieroor gepraat, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Wat ons moet verstaan is, die Satan kom vermom as 'n engel van lig. So, wanneer ooit enigiemand vir jou sê, hierdie is die Heilige Gees se werking, is die manier wat ons dit toets is aan die skrif. Dis die woord van God wat vir ons sê, is hierdie regtig die Heilige Gees of is dit nie? As daar enigsins iets is, wat iemand claim, wat die Heilige Gees doen, wat ons nie in die skrif kan kry nie, dan moet ons dit verwerp. Dan weet ons, nie net, is dit net, dis nie net Christenskap wat 'n bietjie van die pad af is nie, dis direk uit die put van die hel, dit kom van die Satan af. Want hier is wat hy vir ons gewaarsku. Paulus het ons gewaarsku in 1 Timotheus 4, daarso is verleidende geeste, seducing spirits. Verstaan dit gou, besef dit gou. Hierdie gaan nie net oor om lelik te wees en iemand uit te wys en meer followers te kry en sulke nonsens nie. Hierdie is om die woord van God vir mense te leer en ons moet sterk staan daarbey en ons bly by die woord van God. Nie my of jou opinie maak saak nie, dit is wat sê die woord vir ons. Halleluja! En dit is waar dit gaan. En ons het, kom ek sê vir julle, ons is nou naby aan 5000 subscribers en prys die Here. Ek dink dit is absoluut die Here se genade, die Here se hand wat op hierdie kanaal is, want ons mense wat hierdie goeders moet hoor. En in Suid-Afrika is die charismatiese kerk is massief. En ek sê nie noodwendig elke liewe charismatiese kerk is van die pad af en elke liewe charismatiese kerk leer nie mense die woord reg nie, maar daar is so baie, dit is die fringe, dis die ouens op die uithoeke van die charismatiese kerk wat die dinge reg doen. Meeste mense dink, meeste van die charismatiese kerk is reg, en dis die ouens op die uithoeke wat dit verkeerd doen, dis andersom. Meeste van dit is 'n hondeskou, en dit is dit wat ek vir jou vandag hier gaan wys. Dit is nie, die goeders wat hierdie mense doen is seducing spirits, en die ding is dit laat jou goed voel, dis lekker, dis misleidend, dit is die probleem. Nou kyk net gou hierso wat sê die Bybel. Wat is die Heilige Gees se rol? As ons gaan kyk in Johannes 16 vers 7, hier is die deel waar Christus op pad is om weg te gaan en hy sê ek los vir jou die Parakleet, ek los vir jou die Comforter, ek los vir jou die Heilige Gees, en dan wat sê hy vir hom? Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for I go not away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin. Laat dit vir jou duidelik wees. Die heel eerste funksie wat genoem word is reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So sê jy, almal dink die Heilige Gees is net hierdie nice ou en hy laat vir jou goed voel en hy laat goeie goeders met jou gebeur. Die heel eerste ding wat hy gaan doen is hy gaan reprove the world of sin. En jy gaan nou sien wat hierdie kerk sê is die Heilige Gees, is daar niks van reprove the world of sin nie. Daar's niks af van nie. Dis absoluut 'n mensgemaakte ideologie van wat die Heilige Gees doen. En dis in soveel charismatiese kerke wat jy vandag sien. En ons moet teen hierdie goed staan, ons moet opstaan daarvoor, ons moet die Bybel sê vir ons moet hierdie goeders in die lig bring. As mense in die publiek sondig, moet ons dit vir almal uitwys. En die mense wat betrokke hier is, en daar's 'n manier wat ek half julle jammer kry, en julle weet dalk nie van beter nie, en is ignorance, maar as jy byvoorbeeld hierdie video sien, dan is jy sonder verskoning.
dan weet jy nou wat die woord van God vir jou sê. Dan weet jy nou dit wat jy in betrokke was, is nie die woord van God nie. En daarom wil ek jou aanmoedig om weg te draai vanaf. En as jy iemand ken wat betrokke is in hierdie praktyke, dan wil ek jou aanmoedig, stuur vir hulle hierdie video, help hulle uit daarmee, sodat jy as 'n broer in Christus hulle kan ondersteun en dat ons kan wegkom van hierdie valsheid. Maar hierdie kan jy kyk, dit is 'n paar maande terug, 7 maande terug. Dis by Hillsong Church Africa. Die ding se naam is The Anointing of Freedom. So verstaan, hierdie gebeur in Suid-Afrika. Hierdie is nie daar ver buite nie. Hierdie is in ons agterdeur wat hierdie tipe goeders aan die gang is. En die persoon wat hierdie vir gestuur het gevra, hulle wil anoniem bly en prys Here, en hulle sê hulle is in hierdie kerk. Hulle is in Hillsong kerk en hulle sê vir my dat jy weet, hulle was kwaad van my as hulle my video's gekyk het en hoe ek hierdie goeders uitwys, en toe sê hulle sit in die kerk en terwyl hulle hierdie goeders sien, is alwaarna hulle kan dink is hierdie seducing spirits, en prys die Here. Dit wys jou daar's vrug in dit wat ons doen. Julle ouens wat so teen dit is en sê ons is net hier om mense te oordeel. Kom ek sê vir net so, daar's vir my 'n baie groot vraagteken oor sonde in jou lewe. Enigiemand wat teen die manier is wat ons sonde uitwys, teen sonde praat en ons tipe bediening wat ons doen, ek het altyd 'n groot vraagteken oor sonde in jou lewe, want jy wil sonde in die lig bring. As ek sonde in my lewe het, wil ek ook sê, wys dit vir my uit dat ek ophou daarmee. As ek vir jou lering gee wat nie Bybels is nie, wys dit vir my uit. Dis mos wat jy wil hê. As 'n Christen wil jy groei. Jy wil jou sonde wegsteek en in die hoek sit en hoe durf jy om my te oordeel? En dis alles nonsens. So kom ons luister wat sê hierdie ouens en dan wys ek vir julle. En dan sê julle vir my, is daar enige vers in die skrif wat hierdie ondersteun? Stand here. Both of you stand here. Let go of each other's hand for a moment. Just stand there. There's a weight more. More. Right on you. Phil. Now on you, on the man as well. Ready? More. There he is. Fill him up. There he is. Fill him up. Fill him up. More. Some of you, there's a weight coming on you. More. Kan iemand asseblief vir my daar aanhaal in die Bybel waar daar staan, waar Paulus besig was om vir mense te bid en sê, die hele tyd, dis weird. Regtig, soos waarmee is hierdie mense besig? En hierdie wat die mense val agteroor, en ek het dit al oor en oor op hierdie kanaal gecover, daar is niks in die Bybel van dit nie. Daar's niks in die Bybel wat jy hande op iemand lê, vir iemand bid, hulle verloor beheer oor hulle liggaam. Kyk, wat hulle probeer claim hier is, hulle sê dit is die Heilige Gees wat dit doen, en maak dat jy val. Nou, asseblief, iemand in die kommentaar, sê vir my, wys my die vers, waar dit gebeur. Nou weer eens, nou moet jy vir jouself vra, hoekom gebeur dit dan? Nou, daar's een van twee opsies, of hierdie is net soos, dis hierdie suggestiewe manier wat alles van hierdie gedoen word, jy weet die klank in die agtergrond, en jy weet hierdie ou wat net doen, en jy raak oorweldig in die oomblik en jy val, of iemand anders te val, en omdat hulle geval het, val jy. So, ek bedoel, dit is half net soos sinneloos dat dit gebeur, dis suggestion. Die ander opsie van dit is, daar's actually 'n demoniese krag hierin. Hier's 'n bose krag. Onthou wat ons gesê het, die Satan kon vermom as 'n engel van lig. So, hy gaan reg deur hierdie hele ding wat hy doen, Christen terminologie gebruik. En dan is dit 'n praktyk wat nie in die Bybel is nie. En daarom moet ek terugsit en sê, maar dan kom dit van die Satan af. So best case scenario is dit net suggestief, die musiek en iemand val, of hierdie persoon word besit deur 'n demoon. Die een ding wat ons weet nie is die Heilige Gees. Want nêrens in die Bybel sê dit vir ons, dis wat die Heilige Gees doen nie. Wat jy moet verstaan is, ons word gevul met die Heilige Gees die oomblik wat ons wedergebore raak. So kyk bietjie hoe duidelik sê Romeine 8 vers 9 dit vir ons. But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you, now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So sê jy, om in Christus te wees en die Heilige Gees te wees is, jy kan nie die een sonder die ander een het nie. Hierdie vers sê vir ons duidelik, as jy die een het, maar nie die ander ene nie, is jy nie 'n Christen nie. Dan is jy nie wedergebore nie. So, hoe verduidelik ons dan wat hier aan die gang is? Hulle kom met die vooropgestelde idee, hierdie persoon het nie die Heilige Gees nie, maar hy word nou gevul en kry hierdie diep euforiese, emosionele ontmoeting met die Heilige Gees en daarom val hy. Verstaan jy dat dit nie sin maak nie? Die Heilige Gees moes of klaar in hom gewees het, of dis die eerste keer wat hy die Heilige Gees ontvang, en dan moes hy nou wedergebore geraak. En ek weet nie van julle nie, ek het geen persoon daar gesien, repent van hulle sonde, wegdraai van die wêreld, en vir Christus aanneem, of enige so iets. Dit is die ou kom, bid vir hulle, en dan val hulle. So verstaan julle, net logies gesproke, is dit nie Bybels wat hier aan die gang is nie. Dis so duidelik, die Bybel maak dit duidelik. Jy's of in Christus met die Heilige Gees, of jy's sonder Christus sonder die Heilige Gees. Dit is net eenvoudig wat die Bybel sê, en daarom moet ons hierdie verwerp. Maar dit raak nog erger. You, but it's not a burden. It's not a burden. Come, we're just going to line up. We're just going to anoint people with oil. But the Spirit of God's coming on people right now. The Spirit of God's coming on people right now. But you're about to get more. You're about to get more.
Can we have some people stand behind these people just in case, just make sure what's happening? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Net as hy sê, you're about to get more, wat beteken dit? Is daar enige iets in die Bybel wat vir ons sê, jy weet jou initiële wedergebore oomblik is die Heilige Gees so bietjie in jou, en nou moet jy na hierdie tipe meetings toe gaan sodat jy meer kry. Verstaan jy, dis nonsens. Dis nie wat die Bybel vir ons sê nie. Jy's gevul volkome met die Heilige Gees. Kry jy net 'n stukkie van hom? Dis ook hierdie mense wat sê soos 'n Christen kan 'n demoon hê. Dit maak vir my absoluut niks sin nie. Jy's volkome gevul met die Heilige Gees, ja? Dis nie dat jy moet gaan soek vir 'n ekstra of bietjie meer of 'n volgende vlak van Christendom wat jy moet betree deur na een van hierdie meetings toe gaan en nou ewe skielik het jy meer van die Heilige Gees. So dink net vir jouself, as die skrif nie so iets noem nie, hoekom doen ons dit? More. More. Whew, there he is. Fill her up. Fill her up. More. More. There he is. Fill him up. Fresh oil. Fresh oil. Fresh oil. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. More. 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 There's the double portion. There he is. Get ready. Get ready. More. More. Woo. Anointed for a new season. Anointed for a new season. Fire. Get in his belly. Fire. Get in his belly. That's it. That's the anointing. That's the anointing. More. More. Verder sê hy sê oor en oor hierdie fire ding en soos fire get in his belly, so met ander woorde hierdie vuur moet binne hom aangaan. En wat die charismatiese ouens leer is hulle sê daar's twee dopings. Daar's 'n doping met die Heilige Gees en daar's 'n doping met vuur. So die teks wat hulle gebruik vir die is Matteus 11. So as jy hier lees dan sê dit, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I. So dis nou natuurlik Johannes die doper wat hier verwys na Christus. Whose shoes I am not worthy to bear, he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. So hulle sê, sien jy, hier is twee dopings, die Heilige Gees en met vuur. Maar lees nou die volgende teks, moet nie daar stop nie, lees dit in konteks. Dan sê dit, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. So sien wat is die fire? Die fire is die oordeel. So hy sê, hy bring die Heilige Gees vir die gelowiges en dan bring hy die oordeel van die vuur vir die gelowige. Die vuur in hierdie konteks is nie in 'n positiewe lig gebring nie, maar dit is net, soos, jy hoef nie slim te wees, jy hoef nie 'n teologiese graad te hê om dit agter te kom, jy moet net die volgende vers lees. So daai tweede doping, wat hierdie ou basies sê is, kom ons maak die vuur in jou maag warm, hy sê basies, kom ons gooi jou in die hel. Verstaan jy dat dit is wat hy sê? Hy sê, bring die vuur, bring hierdie tweede doping in jou in, en wat hy eintlik sê is, jy moet geoordeel word. Hy sê, kry die unquenchable fire en word opgebrand. Wat sou hy eintlik sê? So, ons kan dit afskryf as net 'n teologiese, jy weet, hy weet nie regtig waarvan hy praat nie, maar hierdie mense is nie, hulle ken nie die Here nie. Hulle ken nie die Bybel nie. Hulle is geplan om groot kerke te maak, om sensasioneel te wees, en daar's 'n gees in hierdie goeters, en dis nie die Heilige Gees nie. Vriende, die Heilige Gees is absoluut net wat die Bybel vir ons sê. Ons moet pneumatology verstaan. Pneumatology, soos met 'n P, pneuma, verwys na die Heilige Gees, die studie van die Heilige Gees, en hoe ons weet wie die Heilige Gees is wat die Bybel sê. Dis nie 'n euforiese, gevoelgedrewe, kumbaya, ding in die lug nie. Dit is wat die Bybel vir ons sê. En soos ek julle gesê, die heel eerste ding wat die Bybel vir ons sê van die Heilige Gees, in Johannes 16, is dat hy kom om die wêreld te oordeel. Maar sien ons, mense wil dit gebruik om net 'n Christendom te leer wat die Bybel nie vir ons leer nie. Maar ek weet baie van my charismatiese kykers en broers sal seker iets te sê hieroor. Ek dink baie van julle sal ook besef dat hierdie is praktyke wat nie in die Bybel is nie. Dit moet verwerp word, want die groot ding is, sodra ons iets doen en die Here se naam aan sit en dit is nie in die Bybel nie, verstaan jy hoe gevaarlik is dit? Verstaan jy hoe boos is dit? Verstaan jy dat dit kom dan van die Satan af? Die Bybel is al wat ons nodig het om te verstaan wie Christus is, wie God is, en enigiets wat ons daarby sit, moet verwerp word. So verwerp hierdie goeters, draai weg van hier af, en moenie toelaat dat hierdie mense jou mislei nie. Maar, julle sal sien, ons het 'n bietjie 'n nuwe setup. Ons het van die eerste inkomste wat ons gekry het van YouTube af, het ons gebruik om bietjie vir ons 'n beter studio te kry. Ons het 'n paar lekker ouens waarmee ek gaan podcast hou in die toekoms, so bly ingeskakel by hierdie kanaal, en onthou net die waarheid is nie vir almal nie. Die waarheid gaan seermaak, mense is nie bereid om dit te hoor nie, maar ons moet in die waarheid loop. So, prys die Here, en ons sien jou by die volgende een.